terug by Kangane. My naam is Pietie Beyers en hier is die tweede video. Julle sal sien op afrikaans.com se Facebookblad en ook webtuiste soos ek verstaan, is die vorige video waar ek 'n paar basiese goed vir julle geleer het. Eintlik so 9 of 10 woorde en nou bou ons daarop. Zulu in Afrikaans. Lekker, maklik. Okay, so vandag wat ons gaan doen is, julle sal sien, ek gaan vir julle 'n paar frases leer, sommer in 2 minute of so, wat baie aandag te pas kom, gebruik het elke dag, en jy sal, kan bietjie vir bietjie sal jy al hoe beter word. So die maklike en lekker ding is, 2 van die gesegdes het die naam van hierdie video's in die gesegde, kangane, of kangane. So wat ek vir julle eers wil leer, is, ons het die vorige keer het ons basiese groete geleer, en hoe gaan dit en daai tipe van ding, gaan kyk gerus, en nou vandag wil ek vir julle leer om te sê, ek verstaan so bietjie, ek wil vir julle leer, ek verstaan so bietjie, ek praat so bietjie, en ek leer die heeltyd. Ek verstaan so bietjie, ek praat so bietjie, en ek hou aan leer. Okay, gaan, so, ek verstaan so bietjie. Dis nou wanneer mens gekom het met die hoe gaan het, en jy weet, van die vorige video, en dan sê iemand nog eens, en jy verstaan nie wat hulle sê nie. Dis nou die handige ding hiervan, dis hoe ek baie vinniger begin leer het, is om dan te sê, Ngiyakuzwa kancane. Nou miskien weet julle dat in hierdie tyd dat kancane beteken bietjie. Ngiyakuzwa, ek hoor jou so bietjie. Ngi is altyd ek. Zwa is hoor. Ngiyakuzwa, en die ko, daar ngiyakuzwa, die ko verwys maar net na die ander persoon, so ek hoor jou. So dis amper soos ek jou hoor, ek kan jou hoor so bietjie. Zwa soort van hoor of verstaan. So ek gaan dit weer sê, Ngiyakuzwa kancane. Ngiyakuzwa kancane. Ek verstaan jou so bietjie. Lekker ding daarvan is, dan gaan iemand gaan, oh, what I said was this. So leer jy 'n nuwe woord. Okay, Ngiyakuzwa kancane. Dan, kom ons sê, ek praat so bietjie. Baie soortgelyk. Ngikhuluma kancane. Khuluma, jy het daai woord al iewers gesien. Khuluma. Ngikhuluma kancane. So khuluma is praat in Zulu. Ek praat so bietjie. So ons het nou Ngiyakuzwa kancane. Ngikhuluma kancane. En dan ek leer die heeltyd. Hy is nou so 'n bietjie anders. Hy begin ook met ngi, want ek is NGI, ngi. Ngiyafunda njalo. Okay, dit klink nou so 'n bietjie anders. Ngiyafunda njalo. Ngi is ek, funda is leer of lees, maar hier gebruik ons hom as leer. Njalo is die heeltyd, of aanhoudend. Ngiyafunda njalo. So ek gaan dit nou vir julle wys, soos Ngiyakuzwa kancane. Ngikhuluma kancane. Ngiyafunda njalo. Ek leer die heeltyd. Ngiyafunda njalo. Okay. Ek dink julle gaan hom kry. As ons die video nog 'n keer kyk, dan gaan hy begin stink. Doen dit so, ek wil amper sê, gaan dit oor die eerste video en hierdie video. Dan het julle al klaar, ek dink amper 20-30 woorde. Soos ek in die vorige video gesê het, nou dat 'n video gekyk wat sê, as jy 500 woorde in Zulu verstaan, kan jy die basics van die hele taal verstaan. Jy verstaan as hoe mense dan kan mens kommunikeer. En hier is al klaar in 2 kort video's 30 woorde. So 500 is nie so ver nie. Stukkie vir stukkie, kancane. Laaste wenk vir die dag, volgende keer sal ek vir julle leer om, sal ek vir julle 'n paar nuwe goed leer, natuurlik. Maar laaste een vir vandag, net 'n wenk, is iets om te onthou, is in Zulu gaan mens basies altyd met uitspraak na die tweede laaste vokaal binne die woord toe. Nou dit klink nou gecompliseerd, maar eintlik is dit maar net as jy vir iemand sê kancane. Hoor jy, ek gaan na die einde toe. Ek gaan nie na die N die einde toe, maar die A, dis die tweede laaste vokaal. So jy gaan hom self na die einde van die woord toe, dan skiet hy weer op. Kancane, unjani, sawubona, ngiyaphila, ngiyafunda njalo. Ek leer die heeltyd. Ngikhuluma kancane.
Hoor julle, ek gaan nie altyd so die einde van die woord toe. Nyaguzwa kancane. Nyaguzwa is een woord, dan kancane is nog 'n woord. Sê, gevat hom so. Tweede laaste vokaal, beklemtoon hom. Dis dit. Laaste dingetjie wat ek net so gaan ingooi vir die dag, is die woord vir dankie, want ek sê vir julle dankie dat julle saam kyk en hier is. Die woord vir dankie begin ook met 'n kie, soos ek sê dankie. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Sien julle volgende keer.